Goeiedag graad 12's. Vandag kyk ons na die kontantvloei staat en dit is op bladsy 49 tot 50. Ons gaan nou na die teorie daarvan kyk. So, 'n kontantvloei staat word as 'n bylae by finansiële state getoon, soos deur die maatskappywet en die IFRS vereis. Nou, IFRS staan vir internasionale finansiële verslagsdoeningsstandaarde. Hierdie is 'n staat wat die redes vir die veranderinge in die kontantsituasie van 'n onderneming duidelik toon. Die inligting oor die likwiditeit van 'n onderneming is van groot belang vir gebruikers van finansiële jaarstate, aangesien 'n kontanttekort kan meebring dat 'n onderneming misluk. Die verskaffing van 'n staat van kontantvloei kan gebruikers op moontlike gebreke in hierdie verband attent maak. Die volgende kennis is nodig om die werkswyse wat hierna verduidelik word te kan volg. Kontantvloeistaat bestaan uit 3 hoofkomponente, naamlik die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite en die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Eerste gaan ons gou kyk na die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite. So die eerste komponent van kontantvloei, naamlik die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, bestaan uit 4 elemente. Dit bestaan uit die kontant uit bedrywighede verkry, die rente wat ons betaal, die dividende wat ons betaal en asook die belasting wat ons betaal. Nou, kontant uit bedrywighede verkry, die netto wins wat ons sien in die inkomstestaat of die staat van omvattende inkomste, verteenwoordig nie regtig die vloei van kontant nie. Ons noem dit en ons sê dat dit besmet is as gevolg van al die aansuiwerings wat ons maak, soos opgelope inkomste, vooruitbetaalde uitgawes en ook goeders wat glad nie eers enigiets met kontantvloei te doen het nie, soos waardevermindering. Verder vereis die wet dat betalings aan verskaffers van fondse, dit wil sê goed soos rente op geleende geld en die staat van inkomstebelasting en ook die eienaars soos dividende wat betaal word, afsonderlik op die kontantvloeistaat getoon moet word. Hierdie beginsels en wetlike aspekte word aangespreek deur die volgende belangrike berekeninge as eerste nota by die kontantvloeistaat te toon. So duidelik kan julle nou sien dat daar ook notas is by die kontantvloeistaat en die eerste een is rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede. So ons gaan eers ons wins voor belasting toon en dan gaan ons enige aansuiwerings met betrekking tot waardevermindering, rente ensovoorts hier toon en dan gaan ons wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal kry. So met ander woorde, ons gaan al hierdie aansuiwerings bymekaar tel, ons gaan 'n totaal kry en ons gaan die wins voor belasting vat plus al die aansuiwerings en dit gaan dan vir ons hierdie wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal gee. Dan gaan ons die veranderinge in bedryfskapitaal toon, so daar gaan natuurlik 'n toename of 'n afname in voorraad wees, daar gaan 'n toename of 'n afname in debiteure wees, sowel as 'n toename en afname in ons krediteure. Ons gaan dit dan nou by mekaar tel en van mekaar aftrek, soos hier getoon, en dit word dan ook dan nou afgetrek van ons wins uit bedrywighede voor enige veranderinge. Dit gaan ons dan los met die kontant uit bedrywighede voortgebring
met 'n totaal in hierdie geval is dit nou R220 vir die voorbeelddoeleindes. Die winsvoorbelasting word gebruik aangesien dit nog nie inkomstebelasting en dividende insluit nie. En hierdie twee betalings volgens die vereistes van die maatskappywet moet apart op die gesig van die kontantvloeistaat afgetrek word. So dis hoekom ons die wins voor belasting gebruik en nie die wins na belasting nie. Die bedrag vir waardevermindering word dan teruggetel by die wins omdat waardevermindering nie 'n vloei van kontant tot gevolg het nie. Rente betaal word ook teruggetel omdat die maatskappywet vereis dat hierdie betalings aan die verskaffers van fondse apart op die gesig van die kontantvloeistaat as 'n aftrekking getoon sal word. Dit is belangrik dat slegs die rente wat werklik betaal is hier teruggetel en op die gesig afgetrek word. Indien daar aansuiwerings ten opsigte van rente was, sal dit in die verandering in bedryfskapitaal gereflekteer word. Die berekening van die verandering in bedryfskapitaal word deur die volgende basiese kennis en logiese afleidings gemaak. So wanneer ons nou kyk na voorraad, 'n toename in voorraad beteken natuurlik dat ons voorraad aangekoop het. En wanneer ons voorraad aankoop, beteken dit dat daar 'n afname in kontant tot gevolg het. So ek hoop dat dit vir julle sin maak dat wanneer daar voorraad gekoop word, dit 'n invloed het natuurlik op die kontant wat beskikbaar is en daarom neem dit af. Die bedrag moet in hakies aangedui word om te wys dat dit 'n afname in kontant is. Wanneer daar 'n afname in voorraad is, beteken dit dat ons voorraad natuurlik verkoop het. En daarmee sê dit dan dat daar 'n toename in kontant is. En wanneer daar 'n toename is, toon ons dit dan nie in hakies nie. So ons kyk na ons debiteure. 'n Afname in debiteure beteken dan daar is meer geld van ons debiteure af ontvang, wat natuurlik dan 'n toename in kontant tot gevolg het. En 'n toename in debiteure beteken dat ons debiteure natuurlik meer gekoop het, wat daar beteken dat daar 'n afname in ons kontant tot gevolg het. Die bedrag moet in hakies natuurlik getoon word wanneer dit 'n afname is om te wys dat die kontant 'n afname dui. Krediteure, so 'n afname in ons krediteure beteken dat ons meer geld betaal het aan ons krediteure en dus 'n afname in kontant tot gevolg het en die bedrag word dus dan natuurlik in hakies getoon. 'n Toename in krediteure beteken dat ons meer gekoop het en daarom is dit dan 'n toename in kontant. Voorbeeld 6. Gevra gebruik die inligting om die nota van rekonsiliasie van die netto wins voor belasting en kontantverkry uit bedrywighede, nota 1, op 30 Junie 2025 volledig op te stel. So hier gee hulle vir ons nou al die inligting. Hulle gee ook vir ons addisionele inligting op 30 Junie 2025. Hulle sê vir ons die netto inkomste voor belasting is bereken as 930.000. Daardie 930.000 is belangrik, ons gaan dit gebruik om die nota te voltooi. Verder sê hulle vir ons by die berekening van die netto inkomste is die volgende in berekening gebring en dan gee hulle vir ons hier die inligting. So kom ons kyk gou na die nota. Eerstens vra hulle vir ons die wins voor belasting. So dit is waar ons hierdie 930.000 gaan kry. So daardie 930.000 gaan ons nou hier inskryf.
Verder sê hulle plus aansuiwerings met betrekking tot. Eerstens het ons waardevermindering, so ons moet kyk na ons waardevermindering. Ons het waardevermindering op voertuie wat 13.000 is en ons het waardevermindering op toerusting wat 12.000 is. So ons gaan daardie twee bymekaar met plus en dit gee vir ons dan R25.000. Dan die rente betaal. So vir rente betaal moet ons kyk rente op die verbandlening. Ons het daardie rente betaal en die rente op ons oortrokke bank het ons betaal. So ons gaan daardie twee bymekaar plus en dit gee vir ons dan 11.000. So wanneer ons dan daardie twee bymekaar plus, gee dit vir ons 36.000. So wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal gaan dan wees 930.000 plus die 36.000 wat vir ons 966.000 gee. Veranderinge in bedryfskapitaal, so ons moet kyk na enige toename in voorraad. So as ons kyk na ons voorrade, gaan dit vir ons hierdie 144.000 wees en dit was die vorige jaar 114.000, so ons gaan dit dan van mekaar af aftrek. So die toename was dan nou die 30.000. Ons sit dit in hakies, want ons gaan dit aftrek van ons wins af. Dan vra hulle vir die afname in debiteure. So dan as ons kyk na ons debiteure, so vir die afname in debiteure gaan ons dan ons handelsdebiteure plus ons opgelope inkomste plus ons vooruitbetaalde uitgawe. So as ons dit dan bymekaar plus, gee dit vir ons 310.000, sowel as ons 2025 sin bymekaar plus, gee dit vir ons 290.000. Strek dan dit van mekaar af en dit gee vir ons dan 20.000. Ons sit dit nie in hakies nie, want ons gaan dit by plus. Dan die afname in krediteure. Vir afname in krediteure kyk ons dan na handelskrediteure, die 230.000 plus die vooruit ontvange inkomste as ook die opgelope uitgawes. So ons gaan daardie drie dan bymekaar plus. Dit gaan dan vir ons hierdie 250.000 gee en ook vir 2025 gaan ons die drie bymekaar plus en dit gaan vir ons daai 205.000 gee. So ons dit dan nou van mekaar aftrek, sit ons in hakies 45.000 en as ons dan nou hierdie sommetjie maak, sal ons sien dat ons verandering in bedryfskapitaal negatief is met 55.000, so dit sit ons dan in hakies. Goed, so ons gaan die 55.000 dan nou aftrek van ons wins uit bedrywighede voor veranderinge en dit gaan dan vir ons kontant uit bedrywighede voortgebring gee van 911.000. Ons kyk na rente betaal. So volgens die vereistes van die maatskappywet moet betalings aan die verskaffers van fondse apart op die gesig van die kontantvloeistaat getoon word. Enige rente wat aan die banke betaal is, moet dus afgetrek word. So die staat van omvattende inkomste of die inkomstestaat weet ons wys ook die renteuitgawe vir die jaar, maar dit is nie noodwendig die bedrag wat ons betaal nie. En wanneer dit kom by kontantvloei wil ons net weet wat ons betaal het. So dit is baie belangrik dat ons die rente uitwerk wat werklik betaal is. Om sodoende dit dan in die nota van rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede te kan terugtel. Terugtel beteken ons moet dit aftrek en dan op die gesig van die kontantvloei staat gaan ons dit dan nou natuurlik aftrek. Onthou dat die rente betaalbaar of vooruitbetaal in die veranderinge en in bedryfskapitaal verdiskonteer sal word.
Om die rente wat werklik gedurende die jaar aan die bank betaal is te bereken, kan die rente op leningrekening herkonstrueer word, of kan dit bloot deur die logiese berekening uit inligting verkry deur weer die staat van omvattende inkomste kan vir ons hierdie inligting gee, of selfs die balansstaat. Kom ons kyk nou na voorbeeld 7. In voorbeeld 7 sê hulle, gebruik die gegewe inligting en bereken die rente wat werklik betaal is en wat in die nota van rekonsiliasie van die netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede, nota 1, soos in voorbeeld 6, teruggetel moet word en op die gesig van die kontantvloeistaat afgetrek moet word op 30 Junie 2025. So die inligting wat hulle hier vir ons gee, kom uit die balansstaat uit en dit is ons opgelope rente op ons lening vir 2024 sowel as vir 2025. Dan gee hulle ook vir ons addisionele inligting. Hulle sê die netto inkomste voor belasting is bereken as 870.000. Hulle sê ook by die berekening van die netto inkomste is die volgende in berekening gebring. Dan gee hulle vir ons die rente op ons verbandlening wat 19.100 is. So dan as ons kyk na ons rente-T-rekening wat hulle hier vir ons gegee het, kan ons sien ons bank het R21.000 betaal, ons opgelope uitgawe is dan nou daar die 3.500, ons opgelope uitgawe is daar die 1.600 en dan is dit afgeskryf teen ons wins en verliese rekening van 19.100. So hier sê hulle vir ons bereken die rente wat werklik betaal is en wat in die nota 1 gaan getoon word en ook teruggetel word op die gesig van die kontantvloeistaat. So eerstens gaan ons die bedrag vat wat verskuldig was aan die begin van die jaar, dan gaan ons plus die uitgawe vir die jaar en dan gaan ons die bedrag verskuldig aan die einde van die jaar aftrek. So met ander woorde, ons gaan 3.500, dit is dan nou die bedrag verskuldig aan die begin van die jaar, en ons gaan dan die rente van die verbandlening by plus, want dit was nou gedurende die jaar. En ons gaan dan hier die 1.600 aftrek aan die einde van die jaar. En dit beteken dan 21.000 is werklik wat ons betaal het gedurende die jaar.